Ek is Laruska van Heerden en ek is in graad 9. Mengelmoes. In 'n mengelmoes van emosies is dit belangrik om met jou hart te dink. Stel jou voor jy moet kies tussen 'n droomloopbaan in 'n ander land en om by jou geliefdes te bly. Jy sit met jou paspoort in jou een hand, jou hart bons in jou borskas, jou maag is 'n knop. Voor jou staan jou ouers met trane wat blink in hul oë. Jy weet jy kan 'n beter toekoms in 'n ander land bou, maar hoe sê jy vir jou oupa dat jy nie daar gaan wees vir sy laaste paar jaar nie? En hoe verduidelik jy vir jou sussie dat jy nie hom matriekafskeid kan bywoon nie? Dit is die onregverdige pryse wat families moet betaal. Voorsitter, dames en here, dit is baie onregverdig om jou tasse te pak en vir groener weiveld in 'n ander land te gaan soek. My argumente is, families dra die swaarste las wanneer iemand immigreer. Jy verlaat jou land, maar jou hart en siel bly agter en die waarde van gesin en familie dra soveel meer as geld en enige loopbaankeuse. Eerstens, families dra die swaarste las wanneer iemand immigreer. Wanneer iemand besluit om 'n beter lewe in 'n ander land te gaan soek, is dit nie net hul lewe wat verander nie. Dis diegene wat agterbly, dra diep hartseer. Diegene wat agterbly, soos familie en naaste vriende, moet die realiteit aanvaar dat 'n geliefde net oor 'n skerm gesien en gehoor kan word. Dit is die emosionele tol wat dikwels onderskat word, aangesien immigrasie nie net 'n fisiese skuif is nie, maar 'n diep persoonlike skeiding meebring. Vir ouer mense soos ouers en grootouers is hierdie verlies die swaarste, omdat hulle hele lewe lank die kinders grootgemaak het en ondersteun het, maar nou moet hulle tevrede wees met 'n video-oproep hier en daar en 'n paar besoeke elke paar jaar. Hulle mis belangrike lewensoomblikke, 'n kleinkind se eerste tree, 'n kind se huwelik en selfs die alledaagse geselsies rondom die kombuistafel. Hierdie afstand skep 'n gevoel van verlies en eensaamheid, wat dikwels metertyd erger word aangesien die fisiese kontak minder raak. Dr. Dylan Minnar, geestesgesondheidsberaader, skryf in die artikel: Ouers se aanpassings by kinders wat immigreer op 15 Februarie 2024 op AfriForum wêreldwyd. Dat heelwat ouers het al hul belewennisse met haar gedeel en dit blyk dat sommige herhaaldelik deur die rouproses gaan. Dit is nooit heeltemal afgehandel nie. Die ouers kom kuier of jy gaan kuier, maar dan wag jy afskeid net weer. Ek stem saam met Dr. Dylan Minnar omdat ek met my eie oë gesien het hoe my ouma en oupa weggooi na my tannie en oom oorsee gaan bly het. My volgende argument: jy verlaat jou land, maar jou hart en siel bly agter. Wanneer iemand sy land verlaat, is dit nie noodwendig dat sy hart en siel saamgaan nie. Vir baie mense wat immigreer, bly daar 'n diep en blywende emosionele konflik. Selfs al woon hulle in 'n land met 'n beter ekonomiese geleentheid en 'n hoër lewensstandaard, lewe hulle steeds met die gevoel van verlies en eensaamheid. Die wete dat hulle nie meer daar is om persoonlik geleenthede met die families te deel nie, skep 'n emosionele kloof